Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag 14 Desember 2025. Hierdie leesdiens word vandag waargeneem deur ouderling Andries Kreur. Hy lees uit Psalm 124 en Hebreërs 10 en die tema is ons tree toe met die verklaring, die Here is ons helper. Goeiemôre broeders en susters. Kom ons raak stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in ewigheid. Amen. Ons lofpsalm, Psalm 118 vers 1 en 2. Loof die Heer met lofgesange. O Israel, wees in God verblyd. Sy goedheid volg hom in sy gange, sy goedheid duur in ewigheid. Loof Aarons huis met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd. Geen hede, toekoms of vergange. Sy goedheid duur in ewigheid. Ons staan en sing ons Psalm 118 vers 1 en 2. Daarna bly ons geloof. Ons ontwyfelbare geloof en elkeen spreek in sy hart gelowig as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou met die nodige eerbied na die wet van die Here volgens Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie eer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my.
Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord die Here op sy wet, deur te sing Psalm 19 vers 4, die Heer se wet is rein en onbesmet, en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is die ware wysheid leer. Sy regte heerskappy, die sal ons hart verbly, en onreg nooit gedoe. En wat sy wet berig is suiwer soos die lig, wat afstraal op die oë. Psalm 19 vers 4, daarna bid ons saam. Saam. Genadige God en hemelse Vader, waar sou ons nie gewees het as u seun Jesus Christus nie na hierdie aarde toe gekom het om 'n herder te wees vir ons as skape nie. Hy wat met sy stem roep, kom, almal wat bemoeid en belas is. Hy wat ons vertroos met die wete en met die woorde dat sy juk sag is en sy las lig is. Ons dank u vir ons Here Jesus Christus wat 99 skape sal eenkant los om daardie een verlore skaap te gaan soek. En hoe dikwels is dit nie een van ons nie. Ons wat gedurig deur maar geneig is om af te dwaal, om weg te dwaal, om te verdwaal. Ons wat gedurig deur met die stroom van die tyd saamdryf. Ons wat dikwels ver weg van u af is. Waar sou ons nie gewees het as die Here Jesus Christus ons nie kom haal het nie. En daarom dank ons u in besonder dat hy ook vanoggend hier ook teenwoordig is deur sy woord en gees om ons te lei in ewige waarheid en om vas te hou naby aan hom. Ons gedagtes en ons denke. En deur ons gedagtes en denkes ons harte te rig op hom en op sy woord.
en op die genade wat ons in hom het, en op sy heilige wet wat ons sopas gehoor het. Ons bid om vergifnis van al ons sondes. Ons bid dat U ons sal vergewe daar waar ons argeloos omgaan, minagtend omgaan met hierdie genade wat ons het. Ons ag nie die eredienste nie. Ons ag nie die Here se woord nie. Ons ag nie daai besondere huidige tyd waar ons in U teenwoordigheid kan kom deur middel van gebed. Ons bid dat ons in sy heilige naam vergewe sal word. Amen. Met die oog op die prediking sing ons Psalm 65 vers 1 en 3. Ek lees net vers 3. Ons sal ons in U huis versadig met hoogste guns bewys, met heilige goed wat U mildadig laat stroom uit U paleis. U antwoord ons in reddingsdade, gedig is U in mag. Ons prys die blyk van U genade, die vyand toon ontzag. Terwyl ons sit, sing ons Psalm 65 vers 1 en 3. Skrifgedeelte vanoggend is uit twee gedeeltes uit die Ou Testament, uit Psalm 124 en dan lees ons ook uit Hebreërs 10. Ek lees uit die 1953 vertaling. Psalm 124. Geloof sy die redder van Israel. 'n Bedevaartslied van Dawid. As die Here nie vir ons was nie, laat Israel dit sê. As die Here nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle toorn teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan. Dan het die trotse waters oor ons siel gegaan. Geloof sy die Here wat ons aan hulle tande nie as byt oorgegee het nie. Ons siel het vry geraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers. Die vangnet is gebreek en ons het vry geraak. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En dan het Hebreërs 10 vanaf vers 19. Vermaning om in die geloof te volhard. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur die besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.
Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Want as ons opsetlik sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming op die getuienis van 2 of 3. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die gees van genade gesmaad het. Want ons ken hom wat gesê het, my kom die wraak toe, ek sal vergelde, spreek die Here, en weer die Here sal sy volk oordeel. Vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Maar onthou, die vorige dae waarin julle toe julle verlig geword het, 'n groot lydingsworsteling deurstaan het, gedeeltelik omdat julle deur smaad en verdrukkinge 'n skouspel geword het, gedeeltelik omdat julle deelgenote geword het van die wat in so 'n toestand verkeer het, want julle het ook saam met my gevoel in my boeye, en julle het die berowing van julle goed met blydskap aanvaar, omdat julle geweet het dat julle in julleself 'n beter en blywende besitting in die hemel het. Werp dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie, want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry, want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom sal kom en nie versuim nie, maar die regverdige sal uit die geloof leef, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Dit is dan die Here se woord vanoggend. Broeder en suster, ek lees 'n preek van Dominee Abraham Kreur, emeritus van Gereformeerde Kerk Wolmaranstad. Ons teks, Psalm 124 vers 8, ek herhaal dit in die 83 vertaling. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. En dan ook Hebreërs 10 vers 22 en 25. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Want die tema is, ons tree toe met die verklaring, die Here is ons helper. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het jy deeglik voorberei vir hierdie ontmoeting met God? Want dit is wat 'n erediens is, 'n ontmoeting van die lewende, heilige God met sy kinders. Hy is hier by ons teenwoordig, al kan ons hom nie sien en aan hom vat nie. Ons swak, nietige mense. Ons kan en mag die heilige God nie sommer op enige manier ontmoet nie. Ons moet hom volgens sy voorskrifte ontmoet. Daarom gebeur bepaalde dinge in die erediens. Verstaan ons die dinge wat in die erediens gebeur? Is ons nie dalk so gewoond aan dit wat hier gebeur, dat ons afgestomp geraak het nie? Is dit nie dalk 'n rede waarom kerke met 'n meer informele erediens meer gewild geword het nie? Ons moet goed besef, geliefdes, dit is God se opdrag dat ons hom in die erediens moet ontmoet. Ons het verlede Sondag uit Prediker 4 vers 17 gehoor. Die prediker gaan van die veronderstelling uit, jy moet God elke rustig in sy huis ontmoet. Daarom sê hy, elke keer as jy kerk toe gaan,
wees dan baie versigtig, berei jouself deeglik voor. In Hebreërs 10 vers 22 sê, laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. En weer in vers 25, laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie. God roep ons om goed te luister wat hy deur sy dienaar vir ons wil sê. Hy roep ons om te aanbid saam met mekaar. Hy roep ons om hom in die erediens te verheerlik, want die erediens aan God groei spontaan uit 'n lewende, persoonlike verhouding met die drie-enige God. Hoe meer jy in jou persoonlike verhouding met God groei, hoe groter word die verlange in jou hart om hom saam met jou medelidmate te ontmoet in die samekomste van die gemeente in die eredienste. Jy wil toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, want jy wil dit wat God deur sy dienaar vir jou sê, opneem, inneem en saamneem in jou besige week in. Jy wil die erediens aan God voortsit, elke dag van die nuwe week. Jy wil doen wat hy vir jou gesê het, by jou werkplek en by jou huis, en langs die sportveld en by die skool, en by die braaivleis saam met jou vriende, en ook op jou siekbed, in jou hospitaalkamer. Ja, jy wil jou hele lewe erediens, diens tot eer van die heilige God maak, uit dankbaarheid vir sy genade, dat hy in Christus, deur die Heilige Gees, na jou toe gekom het. Dat hy sy eie seun vir ons gegee het, as hoëpriester, wat die volledige offer vir ons sonde klaar gebring het. En nou kan en mag en moet en wil ons deur die geloof wat die Heilige Gees aan ons harte werk, toetree tot die ontmoeting met die lewende God. En geliefdes, die Here leer ons in sy woord dat ons op 'n bepaalde manier moet toetree. Ons moet ons op 'n bepaalde manier voor hom verootmoedig in skuldbelydenis. Sy woord moet op 'n bepaalde manier aan ons verkondig word. Ons moet met volle aandag daarna luister. Ons moet op 'n bepaalde manier antwoord op dit wat hy vir ons gesê het. Kom ons verduidelik met die volgende voorbeeld. As jy 'n belangrike persoon wil spreek, dan storm jy nie sommer by sy kantoor in nie. Daar is sekere prosedure wat gevolg moet word. Daar is sekere reëls wat jy moet nakom. En dan gaan jy die belangrike persoon ook op die regte manier benader. Die manier waarop ons die Here ontmoet, is nog meer belangrik. Hy is immers die koning van hemel en aarde. Die eerste deel van ons liturgie noem ons die ontmoetingsdiens. En die eerste stap in die ontmoetingsdiens noem ons die votum. Die votum is 'n verklaring, dit kan ook begeerte of gebed beteken. Met die votum verklaar ons dan dat die erediens 'n amptelike ontmoeting met die drie-enige heilige God is. Ons bely ons afhanklikheid van en ons geregtigheid op hom. Ons vra hom om ons te help om op hom te fokus, sodat ons hom sal eer en sodat hy ons sal toerus en versterk om so sy kinders in hierdie wêreld te lewe. Om so te lewe dat hy geëer sal word deur alles wat ons sê, dink en doen. Ons hoor byna elke Sondag die woorde van Psalm 124 vers 8. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So begin byna elke erediens. Dit is nie sommer mooi woorde van die dominee nie. Dit is woorde van God wat hy in ons mond lê. En ons is mos in sy huis en daarom pas woorde wat ons by hom geleer het, wanneer ons intree om hom te ontmoet. Die Here leer ons hoe afhanklik ons van hom is. Met hierdie woorde, geliefdes, wat die Here self in ons mond lê, word die byeenkoms van die gemeente 'n erediens gemaak. Dit is ons gesamentlike verklaring waarmee ons bely in wie se naam ons vergader
en wie ons in die ontmoeting eer. Met die fotum verklaar ons openlik, ons is kinders van God wat hier by mekaar is om hom persoonlik te ontmoet. Ons is geheel en al van hom alleen afhanklik, want net die Here is ons helper, ons redder. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dit is die gevolgtrekking waartoe Dawid gekom het, toe hy en die volk Israel uit die mag van gevaarlike vyande verlos is. In Hebreë staan hierdie sin sonder 'n werkwoord. Daarmee stel Dawid hier 'n feit, wat nie deur tyd ingeperk word nie. Ons hulp is in die naam van die Here. Dit geld vir die verlede, vir die hede en vir die toekoms. Ons hulp is in die naam van die Here, dit geld ook nie net vir 'n bepaalde plek nie. Ons hulp is in die naam van die Here, waar ons ook al gaan. Miskien het koning Dawid teruggekyk na sy lewe en die lewe van God se volk. En dan vra hy, hoe is dit moontlik dat Israel nie deur hulle gevaarlike vyande uitgeroei is nie? Hoe is dit moontlik dat God se kinders nie heeltemal moed verloor het in hierdie gevaarlike wêreld waarin ons leef nie? Die Heilige Gees laat vir koning Dawid terugkyk na die verlede. In verse 2 en 3 vergelyk hy Israel se vyande met wrede roofdiere. As die Here nie vir ons was, toe die mense teen ons opgestaan het nie, dan het hulle ons lewendig verslind. Die vyande was soos roofdiere, wat hulle prooi sonder genade bespring. Maar 'n mens kan 'n roofdier nog self doodmaak en jouself red. Daarom vergelyk Dawid die vyande wat hom en die volk bedreig het in verse 4 en 5 met vloedwater. Teen vloedwater is mens magteloos, hoe jy ook al spook en spartel, dit sleer jou mee. So het die vyande van God se volk op hulle afgestorm, maar die Here het hulle gered. In verse 6 en 7 vergelyk Dawid God se volk met 'n voël wat magteloos in 'n struik gevang is. Hulle was magteloos teen talle gevare wat hulle bedreig. So is ons ook, geliefdes, magteloos teen talle gevare wat ons elke dag bedreig. En nou moet ons nie net dink aan dinge soos siektes, moord en ongelukke, dinge waardeur ons liggame bedreig word nie. Ons moet veral dink aan dinge wat ons geloof bedreig. Die duiwel storm elke dag soos 'n brullende leeu op ons af om ons van God los te skeer deur misleidings en dwaalings. Hy bring versoekings ongemerk oor ons pad, soos die net van 'n voëlvanger. Beproewing stroom so stormwater oor ons lewenspad, en dan is ons eie sondige natuur soos 'n gevaarlike roofdier wat ons bespring. Die vraag is, hoe kan ons bly staan? Hoe kan ons hierdie dinge oorwin? Die Heilige Gees laat vir Dawid bely, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. En vers 1 bely hy met die verwondering, as die Here nie vir ons was nie, dan het ons vyande ons lewendig verslind. Dan het die vloedwaters ons meegesleep. Dan het ons magteloos onder die wip van die voëlvanger bly sit. Net die Here is ons helper. Net die Here is ons redder. Net die Here. Daar is geen ander nie. Ons is van hom alleen afhanklik. Dit, geliefdes, is die verklaring, die belydenis, waarmee ons God in die erediens ontmoet. Ons kan hom nie eers uit eie krag ontmoet nie. As gevolg van ons sonde durf ons nie in sy teenwoordigheid kom nie. Ons sal uitgeroei, vernietig word deur sy straf op ons sonde. Daarom buig ons voor die Here en verklaar, bely Here, ons kan nie net hier wees omdat U ons helper en ons redder is, as U nie self deur U eie seun vir ons ingetree het nie. Sou ons nog magteloos en sonder hoop in die mag van ons sonde gelê, ons sou U nie hier kon ontmoet nie. Maar nou kan en mag ons toetree, omdat Christus ons hoëpriester is, omdat hy die volle offer vir ons sonde gebring het, omdat hy met sy kosbare bloed betaal het.
sodat ons die voorreg mag ontvang om U in die erediens te ontmoet. Dit, geliefdes, is die openlike verklaring, die belydenis, waarmee ons eredienste begin. Hiermee sê ons, bely ons, alles in die erediens begin by God. Alles hang van hom af. Alles is op hom gerig. As dit nie vir die Here was nie, dan was ons verlore vir ewig. Geliefdes, besef ons die onbeskryflike genade van die ontmoeting met God. Ons nietige mense, ons wat vir ewig vernietig moet word as gevolg van ons sonde, ons mag die enigste ware God, die heilige God, persoonlik ontmoet. Omdat Jesus met sy kosbare bloed betaal het, is God die Heilige Gees persoonlik by ons teenwoordig. Daarom bely ons aan die begin van die ontmoeting met hom. Net die Here is ons helper, ons redder. Maar hierdie belydenis is nie net vir die erediens op Sondag bedoel nie. Hierdie belydenis moet in ons hele lewe sigbaar wees. Jou hele lewe moet dit uitskreeu. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Kom, laat ons bid. Onse hemelse Vader, ons het hierdie erediens begin met die woorde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Daarmee het ons verklaar dat ons U kinders is, dat ons U wil ontmoet. Gee dat ons by elke erediens sal toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, dat ons van U afhanklik is. Want net U is ons Here, ons helper, ons redder. Ons is van U alleen afhanklik. As U nie self deur U eie seun vir ons ingetree het nie, sou ons magteloos en sonder hoop in die mag van die sonde gelê het. Dan sou ons U nie hier kon ontmoet nie. Gee ons die hartsbegeerte, dat ons altyd voorbereid sal wees, om U die almagtige God te kan ontmoet. Dat ons nie net na U stem sal luister nie, maar dat ons ook daders van U woord sal wees. Dit wat U deur U dienaar vir U gemeente sê, sal opneem en inneem en saamneem die besige week in, dat ons die erediens aan U sal voortsit elke dag van die week, op alle terreine wat ons sal bevind. Gee ons ook die krag en genade, dat ons altyd voorbereid sal wees om U te ontmoet, soos ons vanoggend uit U woord gehoor het. Vergewe al ons sondes, om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons slotpsalm is Psalm 121, vers 1 en 2. Ek hef my oë bergwaarts heen en staar die ure om, tot my verlossing kom. My hulp is van die Heer alleen. Hy oor my lot bewoe, is eindloos in vermoë. Psalm 121, vers 1 en 2.
Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees en bly. Amen. Die volgende lidmate verjaar in die week wat kom, die 15de Christian van Jaarsveld en Elma Besuidenhout, die 17de Shanri Oosthuizen en die 19de Jan Hendrik Venter. Baie geluk aan hierdie lidmate, mag die Here ook met u wees in die dae en die jare wat kom. Dis al van ons kant af. Mooi week vir die almal.